Nou vriende, ons gaan dit 'n gebed saam doen. Vir u wat wil staan, is baie welkom te staan. Vir die ander wat wil sit, is welkom. Ons gaan 'n gebed saam doen en dan ook die erediens aan die Here opdra en vir die Here vra dat hy vir ons ook baie ryklik sal seën. Hemelvader, baie dankie dat ons hier by mekaar is om eer en lof en dank aan u te bring, die koning van die konings en die Here van die leerskare. U is die getroue verbondsgod, die God van Abraham, Isak en Jakob. Here, u het vir ons in u groote genade kom aansien. U het u seun aan ons kom skenk en ons sien sy volmaakte lewe. Ons sien die besondere boodskappe wat u gepreek het. Soveel so dat die volk gesê het, ons het nog nooit iemand gehoor wat leer soos hy nie. En ons sien u daar aan die kruis op Golgotha, Here, waar u tussen hemel en aarde hang om, Here, die sondedraer te word. Die een wat u lewe gegee het, die onskuldige in die plek van die skuldige, sodat ons genade, verlossing en vergifnis kan ontvang. Dierbare Here, help vir ons om werklik deur die blaaie van die Bybel te leer wat 'n groot offer u daar gebring het. En dat ons sal bring by 'n punt van nederigheid, by 'n punt van ootmoed, dankbare harte, en Here, oë wat dikwels ween oor ons eie sondigheid, en hoe dikwels ons van beter weet, maar ons doen die verkeerde, omdat ons nie werklik besef wat Christus aan die kruis gedoen het nie. Die feit dat God mens kom word het en bereid was om sy lewe te gee, is vir ons ondenkbaar. Maar dankie dat ons daardeur gered kan word. Dat ons vanmôre kan sê met vrymoedigheid, uit genade is ons gered, deur die geloof en dit nie uit onsself nie. Dit is die gawe of die geskenk van God gewees. Dis nie uit ons werke nie, sodat ons nooit kan roem nie. Here, dankie dat ons weet eendag in die heerlikheid van die hemel sal daar net een wees wat sy naam genoem sal word. Een wie ons aanbidding waardig sal wees, en dit is Christus, die lam wat gekruisig is. En mag ons in 'n liefdesgehoorsaamheid ook leef tot eer van u naam. Mag ons, Here, ons elke dag aan u voete neerlê, en mag ons ook vra, Here, dat u deur u Gees in ons sal werk, om te wil sowel as om te werk na u welbehae. Ons wil vanmôre kom bid, Here, dat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor u aangesig. Die gebed van my hart is, Here, dat die kudde wat hier by mekaar is, hulle wat inskakel en luister, dat hulle net sal hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê deur die mond van die prediker. Ons is nietig, maar dankie dat u woord sê dat u gebruik die dwaasheid van die prediking om die wat glo te red. Here, u gee ons 'n verantwoordelikheid om voor te berei, maar Here, ons kan nie by die harte uitkom nie. Dis u Heilige Gees wat dan hierdie poging wat ons, Here, onder u beheer uitoefen, gebruik om ook siele vir u koninkryk te wen. U het dit so gekies om dit so te doen. Die wêreld sê, man, prediking is uitgedateer. Ons kan nie mense mee op so 'n manier onderrig nie. En tog het u nog nie in die woord vir ons iets anders te opgeteken nie. U sê juis vir ons, verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf en vermaan. En u sal dan doen, Here, wat goed is in u oë, deur die woord wat u uitstuur. Elke boodskap sal net een van twee dinge volbring, en dit is, mense sal gered word of mense sal geoordeel word. En mag ons die erns van die prediking sien, en mag ons die blydskap ervaar van die reddende genade van God, wat daar in Christus Jesus vir ons is. Ons bid nou, Here, dat u ook elke ander plek waar u woord vanmôre sal uitgaan, dat u daar die predikers, daar die gemeente sal seën. Ons weet, die groepe word minder en die getroue predikers word minder, maar ons dank u dat u kerk in stand sal hou. U sal u kerk in stand hou, en daarvoor aanbid ons u. Daarom bid ons vir andere, dat u hulle ryklik sal seën met al die geestelike seëning in Christus Jesus ons Here. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader en van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word ook kragtvol vermenigvuldig deur die werking van sy Gees vanmôre hier by ons. Amen. Sê baie dankie ook vir Renier en vir Eben wat ons so mooi begelei. Dankie vir u hartlike samesang. Ons glo dat ons ook die Here ook so verheerlik en ons harte voorberei vir die waarheid van sy woord wat na ons kant toe gaan kom. Ons is besig met Psalms
Ons werk so 'n bietjie deur die Psalms en elke ander week deur die 53 belangrike verse in die Bybel. Nou ons gaan vanmôre Psalm 26 hanteer en soos reeds aangekondig, volgende week en die week daarna gaan ons 2 boodskappe met u bring, die een wat handel oor die lidmaatskap en dan die belangrike verantwoordelikheid van elke lidmaat en dan die week daarna wanneer ons by ons lidmaatvoorstelling kom oor die gemeente en hoe besondere belang God by die gemeente het en wat ons taak en ons doel is om dan ook op hierdie aarde sout van die aarde en lig vir die wêreld te wees. Nou, dit is 'n groot verantwoordelikheid, maar wat 'n wonderlike voorreg om nie net te lewe vir die hier en nou nie. Ek sê vir Ethel hierdie week, as jy kyk hoe mense net jaag na die hier en nou, hulle wil meer by mekaar maak. Dis meer ure om meer te verkry. En die woord sê vir ons baie duidelik en die vraag word gevra, weet, waarom maak ons skatte by mekaar op hierdie aarde? Waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel, maar maak eers vir jou skat by mekaar in die hemel en waar jou skatte sal jou hart wees. En dit is vir my 'n groot ding wat die Here ook daar in die woord vir ons opgeteken het. Die vraag wat aan mense stel, waar is jou hart? Is jou hart by die Here? Is jou hart in die heerlikheid van die hemel? Dit sal ook jou lewe beïnvloed op aarde en so ook die Here dan verheerlik. Kom ons lees saam vanmôre, gaan ons met u praat oor 'n gedagte wat na vore gekom het in hierdie Psalm 26. Hoe lyk 'n kind van God se verdediging van homself? Nou, ons is lief om onsself te verdedig. Nou, as u kinders in die huis het, sal u presies weet hoe dit werk. As jy vir hulle iets vra of hulle miskien half beskuldig van iets of wat het jy nou weer gedoen, onmiddellik het hulle vir jou redelike lang verduideliking wat hulle kan gee oor waarom jy verkeerd verstaan en waarom hulle nie skuldig is nie. Jy kry dit by die man, jy kry dit by die vrou, jy kry dit in 'n gemeenskap. Almal is onskuldig. En daarom word niemand meer aangekla nie. U weet dit, almal loop skotvry ander kant uit. En as ons kyk na die woord van die Here, dan sê die Here vir ons, 'n kind van die Here het 'n hele ander gesindheid wanneer dit kom by die verdediging van homself. Want ons is nie soos onskuldig soos ons dink ons is nie. Ons is nie hierdie wonderlike mense wat ons baie keer meen ons is nie. Hoe langer jy die Here dien, hoe meer kom jy agter hoe verdorwe jou hart is. En dit bring jou by 'n punt in hierdie week uit Spurgeon se dagstukkie so duidelik na vore gekom. Dit bring ons by 'n punt waar ons meer ween oor ons eie sonde. Waar ons meer besef hoe nodig ons God het. En vriende, dis 'n goeie plek om by uit te kom. Moenie dink as die Here jou bewus maak van jou sonde, dis om nog 'n ekstra las op jou te laai nie. Die teenoorgestelde is waar. Wanneer die Here jou bewus maak van jou verdorwenheid, van jou sondigheid, al is jy kind van God, want u sien as kind van God kom ons al hoe meer agter dat ons ver tekort skiet en dat as dit nie was vir Christus nie, was daar vir ons geen hoop nie. Christus bly ons hoop, hy bly ons anker. En soos ons na onsself kyk, besef ons net al hoe meer dat hoe meer ek na myself kyk, hoe meer depressief raak ek. Hoe meer ek na Christus kyk, hoe groter raak my blydskap en my aanbidding. En ons gaan dit ook vanmôre sien in hierdie gedeelte oor hoe lyk 'n kind van God se verdediging van homself, paar Bybelse aspekte, en ons vertrou die Here dat hy vir ons wysheid sal gee in die verstaan ook van hierdie teks. 'n Psalm van Dawid. Doen aan my reg, o Here, want ek wandel in my opregtheid en vertrou op die Here sonder om te wankel. Toets my, Here, en beproef my, keer my niere en my hart, want u goedertierenheid is voor my oë, en ek wandel in u waarheid. Ek sit nie by valse mense nie, en met slinkse mense gaan ek nie om nie. Ek haat die vergadering van kwaaddoeners, en by die goddelose sit ek nie. Ek was my hande in onskuld en wil gaan rondom u altaar, o Here, om die stem van lof te laat hoor en om al u wonders te vertel. Here, ek het lief die woning van u huis en die woonplek van u heerlikheid. Ruk my siel nie weg saam met die sondaars en my lewe saam met die manne van bloed nie, in wie se hande skandelike dade is en wie se regterhand vol is van onkopery. Maar ek wandel in my opregtheid. Verlos my en wees my genadig. My voet staan op gelyk grond. Ek sal die Here loof in die vergaderings. Ons lees net tot sover, kosbare 12 verse in die woord van die Here. Ek gaan dadelik oorgaan na die teks van oordeenking. Ons vind dit daar in vers 2 en vers 3. Toets my Here en beproef my, keer my niere en my hart, want u goedertierenheid is voor my oë en ek wandel in u waarheid. Die tema van vanmôre, hoe lyk 'n kind van God se verdediging van homself? Hoe lyk 'n kind van God se verdediging van homself?
Nou vriende, ek wil hierdie boodskap begin deur die vraag aan u te stel, en miskien is dit eintlik noodloos om te vra, maar die gedagte, was u al voorheen vals beskuldig deur mense? En ek dink as ons daar agter begin, ons eindig hiervoor, gaan ons almal sê, ja, ons was al vals beskuldig deur mense. Somstyds was dit familielede, somstyds vriende, kollegas by die werk, en selfs kerkmense. Beskuldig jou vals, en jy weet wat hulle sê is nie die waarheid nie. En jy weet, luister, hulle is besig om jou goeie naam te belaster. En as ons gaan kyk in die woord van die Here, dan sien ons dat mense vals beskuldig was deur die eeue. Veral wanneer dit kom by God se leiers, vind ons hierdie tendens. Ons kyk vir Moses. Moses die sagmoedigste van alle mense, en wat doen die volk Israel? Hulle beskuldig hom dat hy hulle in die woestyn uitgelei het, dat hulle moet sterwe. Hulle beskuldig hom dat hy nie vir hulle goeie drinkwater gee nie, en hulle moet doodgaan van die honger, want hy gee nie vir hulle kos om te eet nie. Hulle beskuldig hierdie sagmoedige man van al hierdie gruweldade, so asof Moses dan 'n deel of 'n aandeel gehad het in die dinge wat God oor hulle beskik en bepaal het. As leier moes hy pak slaag gekry het op soveel geleenthede, omdat hy lief was vir die Here en die volk van die Here wou lei. Paulus, die apostel van die Here, om maar net nog 'n voorbeeld te noem, was 'n man wat gedurig en gereeld beskuldig was, veral deur die vleeslike mense. Sê gou vir my, watter boek in die Bybel is die boek wat die meeste waarskuwings gee aan 'n gemeente wat gedink het, hulle is die geestelikste van al die gemeentes? Korintiërs. Die gemeente van Korinte was 'n vleeslike klomp mense. En hulle was ouens wat Paulus beskuldig het, dat hy nie goed kon preek nie. Hulle het van hom gesê, Paulus, man, luister, jy moet na Apollos bietjie gaan luister. Jy moet 'n paar tips gaan kry by die ou, want jy's maar heel treurig in die manier hoe jy vir ons die woord oordra. Hulle het Paulus beskuldig dat hy 'n baie swak leier was, so asof hulle 'n toonbeeld van ware leierskap getoon het. Hulle het hom beskuldig dat hy homself verryk het uit die bediening en die geld van die Here nie reg spandeer het nie. Hulle het hom beskuldig van soveel dinge, en Paulus sê op 'n stadium vir hulle, luister, as ek na julle kom, dan hoop ek dat julle die moed gaan hê om my te beskuldig terwyl julle my sien van aangesig tot aangesig, want u sien, die meeste mense wat ander beskimp en beskuldig en beskinder, is mense wat nie die moed van hulle oortuiging het om dit in daardie persoon se gesig te doen nie. Met Dawid was dit dieselfde. Dawid het baie stories gehoor wat aan sy kant toe gekom het. As u nou Dawid se geskiedenis gaan lees, sal u sien, vriende, familie, kinders, raadgewers, almal het hierdie man probeer te nakom. Vanmôre se gedeelte wat Spurgeon skryf oor koning Dawid, praat hy oor die een probleem is verby, dan kom die volgende ene. Die een vloedgolf van dinge tref hom, en dan kom die volgende ding. En Dawid se hele gesindheid was gewees om God in alles te verheerlik. En terwyl ek hierdie boodskap voorberei het, het ek hier op my notas geskryf dat ons as kinders van die Here in die eerste plek moet seker maak dat ons nie mense is wat stories versprei van ander en 'n oor gee om te hoor daarna nie. Dis goed om baie keer te praat oor ongeregtighede wat aan die lig gekom het. Dis goed om baie keer feite met mekaar te deel, om mekaar te waarsku. Maar vriende, dit is belangrik dat ons ook sal sien, die Here sê vir ons, daar in Jakobus 1 vers 19, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat en stadig om toornig te word. Ons het nodig om God se standaard in ons lewens te handhaaf, en wanneer ons val daarin, vergifnis by die Here te vra. Maar kom ons kom by die gedagte van vanmôre uit. As jy en ek vals beskuldig word, hoe verdedig ons onsself? Wat is daar in die Bybel wat vir ons riglyne gee, hoe ons onsself kan verdedig? En jy sal sien, telke male praat Dawid in hierdie rigting, omdat hy so baie vyande gehad het en mense wat hom probeer te nakom het. Nou wat vir my opvallend gewees toe ek hierdie Psalm hierdie week bestudeer het, dat Dawid se gesindheid en sy verdediging is heel anderste as wat myne dikwels is, en miskien u sin ook. So kom ons kyk in die eerste plek, hoe het Dawid homself verdedig toe valse beskuldigings na sy kant toe gekom het. En daar was legio valse beskuldigings. Maar Dawid het 'n paar dinge in sy lewe toegepas, en hy begin en hy sê, Here, toets my. En ek dink by myself, as ek vals beskuldig word, is dit die laaste ding wat ek wil hoor, dat die Here my moet toets. Ek is die slagoffer hier. Here, hoor u nie wat mense van my sê nie?
U moet nou opstaan en u moet my verdedig en as u te stadig is, sal ek myself help. Ek sal myself verdedig en ek sal vir ander mense sê, luister, dis wie ek is, dis wat ek doen, en ek gee nie om wat julle sê en wat julle verder dink van my nie. Dawid kom en hy sê, Here, u hoor, en ek weet wat mense sê, maar toets my. Kyk of my hart opreg voor u is. Ek lees vir u wat staan op Psalm 26, daar die eerste paar verse. Op Psalm van Dawid, doen aan my reg, o Here, want ek wandel in my opregtheid en vertrou op die Here sonder om te wankel. Toets my, Here, en beproef my, keer my niere en my hart, want u goedertierenheid is voor my oë en ek wandel in waarheid. Ek sit nie by valse mense nie. Met slinkse mense gaan ek nie om nie en ek haat die vergadering van die kwaaddoeners. Dit is my so besonder toe ek hierdie Psalm lees en die eerste gedagte wat Dawid hier noem. Hy sê, Here, toets my, deursoek my hart en Here, beproef ook my lewe, of stel my lewe beproef voor u, sodat ek kan weet in watter rigting ek beweeg en of daar nie skuld is in dit wat ek gedoen het en wat mense van my sê nie. Daarom Psalm 139 kom Dawid en hy sê, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my, en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Vriende, dit is so, wanneer ons vals beskuldig word deur mense, is ons eerste reaksie om terug aan te val. Ons eerste reaksie is om vir mense te sê wat in ons gedagte aan die gang is, en dikwels is ons woorde vinniger as ons verstand. Ons praat dikwels baie dinge en ons verdedig onsself so, dat ons amper later skuldig lyk. En ek wil vir u sê, in hierdie week toe ek daaroor dink, het ek besef, dat 9 uit die 10 keer is dit sinneloos om jouself te verdedig. Ek onthou in een gemeente op 'n stadium, was daar mense wat nogal baie onmin gesaai het in die gemeente, en 'n paar mense het na my toe gekom en vir my gesê, oor die Gerard, help bietjie hierso, hierdie ouens is besig om dinge in die gemeente te doen en stories te versprei en dit maak ons seer. En daai jare nog 'n jong predikant, ek het nie baie geweet wat om te doen nie. En ek vra die mense, is julle bereid om op skrif te sit? Dit wat hierdie mense sê. Ja, hulle is bereid om dit te doen, en wat gebeur hulle? Sit dit op skrif en ek nooi hierdie mense vir 'n gesprek. En in my studeerkamer sê ek vir hulle, luister, hier is die saak op die tafel, dis wat julle doen, dis die onmin wat julle saai, dis die leenstories wat julle versprei van mense, dis op skrif gestel, en ag vriende, die volgende oomblik het ek die teiken geword. Onmiddellik het daar die mense my begin in die gemeenskap sleg maak, en op 'n stadium, toe bel 'n predikant van 'n buurgemeente my, en hy sê vir my, luister, hierdie mense is hier by my nou, en hulle wil hê ek moet die attestate aanvra. Hy sê, maar wat is fout met hulle? Ek sê, ek weet nie, maar ek bring die attestate vir jou nou. Hy sê, nee, ek soek dit nie. En vriende, op 'n stadium het ek gedink om myself te begin verdedig, want oralste in die dorp was stories versprei, tot die Here op 'n stadium my kom leer het, my kind, ondersoek jou hart voor my, en laat ek jou verdedig. Daar is tye wat ons moet opstaan, daar is tye waar ons by 'n bepaalde gesprek kom, waar ons iets kan sê, maar die gesindheid moet eers wees, dat my hart voor die Here rein sal wees, dat ek my eie hart sal ondersoek, voor ek onmiddellik sal begin om myself te verdedig. Wat was die uiteinde van hierdie saak, mag u miskien vra. Op 'n stadium kry ek 'n oproep, een oggend van hierdie mense. Dit was nogal voor die erediens. En Ethel kom in my studeerkamer en sy sê vir my, luister, wit in die gesig, spierwit. Sy sê, die mense het gekontak. Hulle wil weer die kerk kom bywoon. Wat moet sy vir hulle sê? Ek sê hulle kan kom, hulle is welkom. En die saak is later uitgesorteer en die Here het my een ding kom leer. In daardie tyd het die Here vir ons 'n wonderlike groei in die gemeente gegee. Waarom? Want jou karakter en my karakter is belangriker as enige iets anders, en as die Here ons toets, sal ons soos goud tevoorskyn kom. Mense kan sê, mense gaan praat, u gaan hulle nie keer nie, ek gaan hulle nie keer nie, maar Dawid sê, Here, ondersoek my in my diepste binneste. Here, deursoek my niere, my hart, my ingewande. Raak besig met my, Here, dat ek kan weet hoe ek voor u lyk, en as ek skuld het, dat ek groot genoeg sal wees om dit te bely,
reg te maak en vir die Here te vra om die pad saam met hom te stap. U sien, die Here is self besig met ons. Daarom stuur hy soms mense oor ons pad, soos in die geval van Dawid, wat miskien stories versprei wat ons weet is nie waar nie. En dan het ons nodig om vir die Here te vra, om ons harte te deursoek. Psalm 1 vers 1 en 2 sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaas in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Here, toets my. Is my wandel, my staan en my sit voor u opreg? Leef ek 'n lewe wat u welbehaaglik is? En as mense van my praat, sal die oorgrote meerderheid sien dat hierdie my leefwyse is en nie dit wat van my gesê word nie. Somtyds, vriende, laat die Here toe dat die vyand ons aanval, sodat ons 'n oomblik kan stil staan om ons eie harte voor God te ondersoek. Die apostel Paulus daar in 1 Korintiërs 4 vers 1 kom leer vir ons hierdie saak toe hy vals beskuldig was deur die gemeente in Korinthe, en hy sê vir hulle die volgende, 1 Korintiërs 4 vers 1, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God, en verder word van die bedienaar vereis dat hulle getrou bevind moet word. Vers 3 is belangrik, maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie, want ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is, die Here. So, Paulus sê, Here, toets my. U hoor wat sê die gemeente in Korinthe, toets my en kyk of my hart voor u reg is. Vers 5, daarom moet julle nie voor die tyd oordeel voordat die Here kom nie, wat die verborgde dinge in die duisternis, van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak. En dan sal elkeen lof van God ontvang. So wat is die eerste ding wat ons moet doen wanneer daar valse beskuldigings teen ons gebring word? Begin by jouself deur te sê, Here, toets my. Nie dat ek myself sal kastei en heeltyd sal grawe hier in my hart nie, maar sal sê, Here, hier is u woord, dis wat van my gesê word, wat sê u woord, waar is ek skuldig, waar moet ek regmaak, sodat ek u dan ook kan behaag in wat ek doen. Die volgende gedagte is, Here, kyk na my wandel. Eerste plek, die gedagte, toets my Here, maar kyk ook na my wandel. Hy sê, ek sit nie by valse mense, met slinkse mense gaan ek nie om nie. Ek haat die vergadering van kwaaddoeners, en by die goddelose sit ek nie. Ruk my siel nie weg saam met die sondaars, en my lewe saam met die manne van bloed nie. En wie se hande skandelike dade is, en wie se regterhand vol is van onkopery. Jy sien, vriende, Dawid het geweet, dat dit makliker is om iemand af te trek, as om iemand op te trek. Hy het gesien in sy lewe dat die goddeloses besig is om in hulle goddeloosheid voort te gaan, en hy het besef dat sy plek nie by die goddeloses is nie. En ek het daaraan gedink in hierdie week, in hoe mate is ons mense wat lief is om in goddelose geselskappe of gesprekke onsself te bevind. Jy moet onthou, die mense met wie jy assosieer, is die mense wat jou later sal aftrek. Selfde standaard, selfde denkrigting, dieselfde optrede. Daarom sê Dawid, Here, ek hoor dat hulle van my sê, maar u weet, dat ek my nie self in die vergadering van die goddelose bevind nie. Ek is nie heeltyd by hulle wat met hierdie sondes besig is, en die kwaaddoeners, en mense wat met allerhande omkopery besig is nie. Ek wandel opreg voor u. Here, maar toets my, want my hart is bedrieglik. My hart kan my mislei, maar Here, let ook op my wandel. U sien, Dawid is in die eerste plek besig met die Here en met homself. En dis die belangrikste saak wat ek vir u kan lê, wanneer dit kom, wanneer mense jou vals beskuldig, lê jou lewe en jou saak voor die Here. Here, u weet wat ek doen en hoe ek lewe. Dis hartseer dat baie kinders van die Here wat vals beskuldig word, so deel is van die goddeloses, en so dikwels in ongeredde se gesprekke is, en deel vorm van hulle byeenkomste, dat hulle dadelik onder verdenking geplaas word, en mense dadelik dink hulle is skuldig, wanneer daar een of ander storie rondloop. Koning Dawid sê, Here, u weet, ek het my onttrek.
Ek het my een kant gehou, nie dat ons beter is as ander mense nie, maar ons is anders. Ek verstaan nie hoe iemand jare kind van die Here is en sy liefde is nog steeds by die wêreldling en by die sondaar en by die ongeredde, wat anders te praat en anders te doen en anders te leef as hy nie. Dis noodsaaklik om wanneer ons met hulle skouers skuur die evangelie met hulle te deel. Maar hoor wat sê die Bybel vir ons so baie duidelik hier in die boek 2 Korintiërs 6 vers 14. U sien, met wie ons assosieer sal baie keer 'n groot rol speel in die uitkoms van dit waarvan ons beskuldig word. Met wie ons die meeste van ons tyd spandeer, sal baie keer 'n amper sê 'n hartseer gevolg hê in hierdie sake waarvan ons beskuldig word. Die vraag wat ek u wil vra, in wiese geselskap voel jy gemaklik? Want dit beïnvloed alles in my lewe. Die Here sê vir ons in 2 Korintiërs 6 vers 14. Ek het daar die woord moenie vir u uitgelig. Hy sê moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Ek praat dikwels met kinders van die Here, dan sê hulle vir my, hulle moet maar aanpassings maak as sekere mense kom kuier, want hulle het sekere oortuigings en daardie mense het sekere oortuigings. Die vraag wat ek vir myself afvra, is wat is my oortuiging volgens die skrif? En hoe leef ek dit uit wanneer mense na my kant toe kom, wanneer ek na mense toe gaan, wanneer ek met mense assosieer? Is daar 'n duidelike Bybelse getuienis van wat die Here in my lewe gedoen het? En wanneer mense van my valse dinge versprei, kan hulle uit my lewenswandel en die assosiasie met mense sien, dat dit wat gesê word, nie die waarheid is nie. Ek gaan verder, hy sê in vers 15, watter ooreenstemming het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? En dan sê hy, want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here. Raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle Vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. So onlangs was 2 predikers beskuldig dat hulle in verhoudinge was met vroue. Van die een het die mense dit dadelik geglo, en van die ander een het hulle gesê, ons sal dit nooit glo nie. En die persoon, dit was nou in 'n ander deel van die wêreld, maar wat wonderlik was, is hoe die ander een se lewe soos goud te voorskyn gekom het. Die wêreld sal altyd probeer om dinge te doen, om ons van koers te kry, maar die vraag is, hoe wandel jy? Waar bevind jy jouself in die week? Met wie assosieer jy? Met wie gaan jy om? Moenie dat as valse beskuldigings na jou kant toe kom, jou lewenswandel eintlik verklap, dat jy in die sonde besig is nie. Die derde gedagte wat ek gesien het in die verdediging van die kind van die Here van onsself is, fokus op die Here. Ek lees vir u Psalm 26 vers 6. Ek was my hande in onskuld en ek wil gaan rondom u altaar o Here. Volg saam, want u gaan sien hoe kosbaar hierdie gedeelte ook in die Ou Testament en die Nuwe Testament op ons van toepassing is. Hy sê, ek was my hande in onskuld en ek wil gaan rondom u altaar o Here, om die stem van lof te laat hoor en om al u wonders te vertel. Here, ek het lief die woning van u huis en die woonplek van u heerlikheid. Rit my siel nie weg saam met die sondaars en my lewe saam met die manne van bloed nie, en wie se hande skandelike dade is en wie se regterhand vol is van omkopery. Wat wil Dawid vir ons hier sê? Nou in daardie tyd, vriende, was die altaar 'n verwysing na die woonplek van God. Die plek waar God sy volk ontmoet het. Nou hierdie woning waarvoor Dawid lief was, verwys na of die tabernakel in Gibeon, of die tydelike plek wat Dawid opgerig het vir die ark van die verbond. Nou hoe dit ook al mag sy, vriende, Dawid se fokus was altyd op die Here en sy teenwoordigheid. As Dawid vals beskuldig was, as sy seun Absalom hom vervolg, as Agitofel hom mislei en teen hom opstaan as sy raadgewer en raad teen hom gee, dan is Dawid die een gewees wat sy aangesig na die Here gerig het. Hy het gesê, my fokus is op die Here. Here, toets my hart, kyk na my wandel, maar hou my fokus op U.
Want die eindbestemming van ons geloof, vriende, is om die mooi so by die Here te ontvang. Hy sê daar in Psalm 25, ons het dit by die laaste geleentheid hanteer, hy sê, my oë is altyd deur op die Here, want hy sal my voete uit die net uitlei. U sal met my saamstem, wanneer 'n mens vals beskuldig word. Jy raak onmiddellik besig met ander dinge, met sekere sake, en die laaste een, wat jy baie keer raadpleeg, is die Here self. Stem jy saam? Ou, so ontsteld in jou binneste, en jy's eintlik so aggressief oor wat gebeur het, en jy wil jouself vergeld, en jy wil sekere dinge doen. En iemand het dit eendag baie mooi gesê, hulle sê, look at others and be distressed. Look at self and be depressed. Look at Jesus and be blessed. As jy te lank met jouself besig raak, sal jy in 'n depressie verval, in 'n moedeloosheid, in 'n swart gat. Want jy sien, as mense jou beskuldig, jy is miskien nie skuldig aan alles nie, maar daar sal sekere raakpunte wees. Hoor wat ek jy sê? Ons almal het harte wat verdorwe is. Daarom moenie te lank kyk na jouself nie. Moenie na ander kyk nie. Die beskuldigers en ander mense wat miskien gehoor het en jy nou met 'n snaakse oog aankyk, moenie te lank na hulle kyk nie. Stel jou saak voor die Here, maar rig jou oë op hom, sodat hy vir jou dan ook op die regte tyd kan uithelp. Jy sien, mense kan jou diep teleurstel. Jyself is jou grootste vyand, glo dit of nie. Dis ongelukkig die probleem waarmee ons sit in hierdie tyd van die selfbeeld, dat ons behep raak met onsself, en dikwels raak ons so moedeloos wanneer ons na onsself kyk, veral as kinders van die Here. Om koers te hou, vriende, is nodig. Maar dan moet ons oë op die Here hou. Ons kan nie anders as om te sê, Here, my fokus is op U nie. Het jy al daaraan gedink dat Jesus Christus, die sondelose lam van God, was vals beskuldig? Wie kan gou vir my sê, waarvan het hulle hom beskuldig? Hy's 'n vraat en 'n wynsuiper. Hulle het hom beskuldig daarvan. Nou, op 'n stadium het my gebeur, toe ek daar in die Namakwa-land was, dat ek op 'n stadium 'n ding moes gaan aflaai. En die persoon sê vir my, daar in Doringbaai, gaan laai dit af, en daar by Doringbaai, sal sien as jy om die punt gaan, daar so my pa werk daar so. En toe ek kom, toe is dit 'n bottelstoor. Nou, Doringbaai is 'n ou klein plekkie. Daar gaan niks aan nie. En ek stap en ek vra, kan ek die oom kry? Hulle sê vir my, ja, hier sê ek, hier is die ding wat ek vir jou moet kom aflaai. En toe ek uitstap, wie kry ek? Ek het gegroet, ek het die gemeentelede gegroet en ek het geloop. Want dit help nie om myself te verdedig nie. Genadiglik het daar geen storie uitgekom nie. Daarvoor is ek die Here dankbaar. Maar die hele beginsel is net, as mense jou beskuldig, is jou fokus op die Here om te sê, Here, U weet ek staan voor U rein, U weet ek wandel nie saam met die goddelose nie, U het my hart getoets, en U weet hoe ek voor U lyk. Laat mense dan sê wat hulle wil. Hulle het op 'n stadium gesê dat die Here dryf deur die duiwels uit. Ek kry onlangs 'n stemboodskap waar mense sê, luister, hierdie dominee, hierdie Gerard Bekes, is een van die duiwelse gesande. En ek dink by myself, ek moet miskien hierdie ou kontak hê, om net mooi laat verstaan, dat ek is nie die duiwelse gesand nie. En hierdie ding, daardie ding, ek is beskuldig dat ek suurdeeg is, wat letterlik uit die kerk gewerk moet word. En op 'n stadium het ek uit vir die Here gesê, Here, U hoor al die beskuldigings. Hou my besig met my werk. My fokus op U. En toe dink ek aan wat die Here Jesus vir ons in die woord opgeteken het. Hoor wat sê hy? Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs, hy al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Ek skryf hier op my notas, Jesus was sondeloos, en hy leer uit wat hy gelei het. Ek is sondaar uit genade gered, en soms het ek nodig om te lei, dat die Here my kan heilig en reinig. Maar die hele gedagte net, ons leer gehoorsaamheid uit wat ons lei, moet nooit dink dat iets wat van U gesê word, of iets wat oor die pad kom, of iets wat na U kant toe kom, is doelloos nie. God weeg dit af vir jou en my. Hy weeg hierdie goed af, sodat ek en jy ons harte kan toets,
dat ons wandel voor God kan neerlê, dat ons kan sê, Here, ons fokus is op U. U weet en U sal self die skynsregter wees. Wees U genadig, en die Here Jesus het nie elke keer homself probeer verdedig nie. Hy het nie elke keer hierdie mense probeer oortuig dat wat hulle sê is verkeerd, en die skare probeer oortuig dat wat hierdie mense sê is eintlik 'n klomp nonsens nie. Wat hy gedoen het, hy het gefokus op die werk van die Here. Die laaste gedagte is dan ook, hou aan om die Here te dien. As jy vals beskuldig word, moenie die pad buiste raak nie. Moenie so besig raak met die saak, dat jy vergeet, jy's hier op aarde om die Here te dien nie. Paulus skryf beskuldigings van soveel mense, en in besonder van die Korintiër gemeente, en Paulus sê, ek gaan aanhou om die Here te dien. Dis my roeping, dis my taak, dis jou taak, daar by jou werksplek, daar wil hulle miskien valse beskuldigings van jou gee, miskien jou familie wat dinge van jou sê wat nie waar is nie. Hou koers, hou aan om die Here te dien. Psalm 26 vers 11. Maar ek wandel in my opregtheid, verlos my en wees my genadig. My voet staan op gelyk grond, en ek sal die Here loof in die vergaderings. Jy sien wat sê Dawid? Was Dawid sondeloos? Hierdie man het nogal, kan ons die Engelse terme gebruik, major droog gemaak. Weet om aanhou sy vrou te vat, en dan nog te reël dat die ou doodgemaak word, en hierdie gesindheid van sy hart om hom te vergryp aan iets wat God nie vir hom gegee het nie. Hy het major droog gemaak, as ons dit so kan stel. Maar wat doen Dawid? Gaan lees Psalm 32, Psalm 51. Ek het gister met een van die luisteraars bietjie gepraat oor Psalm 32 en 51, waar Dawid sê, welgeluksalig is hy wie se sonde vergewe is. As jou sonde vergewe is, laat mense sê wat hulle wil, dien die Here. As jy onskuldig is, dien die Here. As jy skuldig is, bely, gaan maak reg, dien die Here. Die Here het nie kom sterf vir sondelose mense nie. Daar's te veel fariseërs in die kerk wat hulle self aanstel, en sê, ons is die regverdiges, ons sit op die stoel van Moses, en ons sal vir julle sê, wie's reg, wie's verkeerd, wie gaan hemel toe, wie gaan hel toe. En die meeste van hulle, het my vrou dikwels gesê, gaan eendag miskien 'n shocking surprise kry. Want jy sien, dit gaan nie oor wat sê mense nie. Wat sê die Here van my lewe? En as daar waarheid in 'n saak is, dat ek onmiddellik sal bely en sal laat staan. Die laaste gedagte dan, hou aan om die Here te dien. Jou vyand se hooffokus, vriende, is om ons te ontstel en ons op 'n syspoor te plaas. Ons taak is om die pad te bly stap en die Here te dien ongeag al die stemme en die dreigemente. Ons moet waak om nie teen die Here te rebelleer nie. God sal op die regte tyd vir ons in die bres tree en die uitkoms skenk. En ons gaan vanmôre net so ten slotte kyk na Nehemia en vir u dan hierdie saak baie duidelik deurgee. As al die stemme opgaan en hulle probeer jou pad met die Here beïnvloed, onthou vir Nehemia en die voorbeeld wat hy vir ons gestel het. Onthou, Nehemia was hierdie groot vorse leier gewees, 'n gemaklike lewe gehad. Hy hoor dat die mure in Jerusalem platgeval het, dat die vyande hierdie plek eintlik oorgeneem het, en hy neem homself voor om hierdie mure te herbou. Die werk vorder goed, en die Bybel sê, en toe Sanballat en Tobia en Gesem die Arabier en ons ander vyande verneem dat ek die muur gebou het, en dat daar geen skeur in oorgebly het nie, alhoewel ek tot die tyd toe geen deur in die poorte gesit het nie. Laat Sanballat en Gesem my weet. Kom, laat ons by mekaar kom in een van die dorpe in die laagte van Ono. Maar hulle het gemeen om my kwaad aan te doen. Toe stuur ek boodskappers na hulle om te sê, ek doen 'n groot werk sodat ek nie kan afkom nie. Waarom moet die werk ophou sodra ek dit verlaat om na julle af te kom? Hoor wat sê vers 4. Nog 4 keer het hulle op dieselfde manier na my gestuur. En ek het hulle op dieselfde manier geantwoord. Want hulle almal wou ons bang maak en het gedink, hulle hande sal die werk laat lê, sodat dit nie gedoen word nie. Versterk dan nou my hande. Luister vriende, ons is so sensitief. As mense iets van ons sê, dan raak ons lam. Ons gaan sit en ons dink by onsself, wat gaan nou gebeur met my? Wat gaan word met my, van my en van my gesin? En man,
Versterk jou hande, doen die werk van die Here. Die Here sal vir jou stry. Doen dit God vir jou geroep het om te doen. Vers 13, daarvoor was hy gehuur, dat ek bang sou word en so sou maak en sonde doen, sodat hulle as slegte gerig kon dien, om my smaadheid aan te doen. Vers 14, dink my God, aan Tobia en aan Sanballat, volgens hierdie werke van hom, en ook aan Noadja, die profetes, en die ander profete, wat my wou bang maak. Vers 15 is die mooiste vers in die Bybel, of een van die mooistes. En die muur is voltooi, op die 25ste dag van Elul, in 52 dae. Die werk is gedoen. Sanballat, Tobia, Gesem, hierdie mense maak lawaai, hulle skop stof op, hulle probeer ander mense opmaak teen Nehemia, hulle probeer hierdie werk van die Here stop, en wat doen Nehemia? Hy sê, dink aan my God, en hy noem die name voor die Here. Luister, as ons in die verborgene tot God bid, wat sê die Bybel sal hy doen? Hy sal ons in die openbaar vergelde. Daarom gaan aan met die werk van die Here. Daar by jou werksplek is jy besig met die werk van die Here. Daar by jou skool, daar by jou universiteit, daar by jou familie is jy besig met die werk van die Here. Laat mense sê wat hulle wil sê. Gaan jy aan, hou fokus, hou koers, doen die werk van die Here. En ag vriende, die wonderlike, as jy by daardie dag kom, dat die Here sê dit is verby. My kind, dat jy die mooi so by die Here sal kry. Hoe lyk 'n kind van God se verdediging van homself? Eerste plek, Here, toets my. Die tweede gedagte is, kyk na my wandel. Sien Here, ek gaan nie met goddeloses om nie. Ek is nie besig met boosheid in my lewe nie. Here, ek fokus op U. U is die leidsman en volëinder van my geloof. En Here, help my om U aan te hou dien, ongeag dit wat ek hoor en dit wat ek beleef en sien. 2 vers om hier af te sluit, 2 Petrus 3:13. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde, waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Beywer jou, want jy en ek gaan voor God rekenskap gee. Matteus 25:21, sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Is dit nie wat u en ek wil hoor nie? Daarom wil ek jou vra, kry klaar met jouself, kry klaar met al die stemme wat om jou opgaan, dinge sê, as daar sonde in jou lewe is, bely dit, laat staan dit, kry barmhartigheid by die Here en vergifnis, maar onthou net altyd, jy en ek is hier vir 'n taak, vir 'n doel. Doen dit, na die beste van jou vermoë, en mag die Here self vir ons in die bres tree, en mag hy homself verheerlik ook. Die Here wat in ons lewe toelaat, maar ook in die wyse waarop ons reageer, sodat ons hom in alles kan eer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons in die Ou Testament uit Dawid se lewe kan leer, dat hy soos Moses, soos Paulus, soos u self beskuldig was van baie dinge. Maar Here, dankie dat u self in die bres getree het, en dankie dat u self, Here, hierdie manne se naam hoog gehou het, en dat ons vandag van hulle kan lees, as manne na die hart van God. U die sondelose was nie gespaar nie. Die op aarde was, het mense baie beskuldigings teen u ingebring, maar Here, dankie, dat ons kan lees uit u wonderlike woord, dat u dit aan u Vader oorgelaat het, wat selfregverdiglik sal oordeel. Somtyds mors ons soveel tyd en energie en krag met mense se opinies. Here, in ons leef in 'n siektyd, waar mense hulle monde graag uitspoel oor ander, maar om hand in eie boesem te slaan, sien jy nie en jy hoor dit nie. Help ons om nie met hulle besig te raak nie. Help ons om nie ons parels voor die varke te gooi nie. Help ons om koers te hou, want ons het 'n werk om te doen. Die taak moet afgehandel word, siele moet vir die koninkryk gewen word, die kinders moet geheilig word. As 'n gemeente moet ons as 'n eenheid hieruit beweeg om in hierdie wêreld 'n verskil te maak. Daarom vra ek, Here, wat ook al in ons persoonlike lewens aan die gang is, help ons om ons, Here, voor u te verootmoedig en te vra, Here, toets my. Kyk na my wandel. Here, sien hoe ek voor u leef.
En ag Here, hou my fokus op U. En hou my by U werk. Besig met die koninkryk sake, sodat ek eendag die mooi so by U kan ontvang. Bid vir myself, ek bid vir hierdie geliefde gemeente. Hulle wat inluister. Mag dit ons gesindheid wees en dat ons ook sal sien dat ons die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal beleef in tye waar die druk die grootste is, maar ons weet ons God is in beheer. Amen.